Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 279. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat u enige van my boeke nodig het of wil bekom, dink spesifiek aan die boek, is dit Armageddon, en terselfdertyd ook vasgevang in die Antichrist-systeem, eskatologiese eindtydboeke. My lewe is in daardie boeke 58 jaar. Kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk of luister, dit is belangrik dat u by deel 1 begin, anders sal u nooit die volle waarheid weet nie. Ook dit is hoofsaaklik dat u op YouTube kanaal inteken, sodat u die verskillende wat noem ons hulle kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Deel ook hierdie kontak met die vriende en vir die wat u omgee, dis lewensverandering, pen, skryfblok en 'n 33 Bybel, baie belangrik. Ek wil net voordat ons bid, wil ek net sê dat vir die Namibiërs, as julle boeke bestel, dit kos, as ons die boeke met Postnet moet stuur, dan kos dit amper 2 keer die prys van die boek om dit in Namibië te kry. Ons het 'n manier om dit by julle uit te kry, sonder dat dit julle ekstra posgeld kos. Daar's van ons Javiste mense wat se trokke heen en weer oor die grens is, en hulle neem dit vir ons altyd saam. En ons eer Marieke en vir Martin daarvoor, vir die wonderlike werk wat hulle doen, om ons te help om dit aan die ander kant te kry, sonder addisionele koste. Halleluja. So ek wil vir julle Namibië sê, het nie nommer om bekommerd te wees nie. Java werk op bo-natuurlike maniere. Halleluja. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir vanmôre se geleentheid wat ons het om as Javiste by mekaar te wees, om die gawe van die lewe uit u hand uit weer te ontvang. En ons sê dankie vir elke goeie gawe. Baie, baie dankie. Seën u ons, lei ons, gebruik ons elke een binne die liggaam waarvan Javashua die hoof is. Gebruik ons in hierdie liggaam om te kan funksioneer tot eer van u koninkryk, en laat onkundige mense se oë kan oopgaan, en dat helverdiende sondaars gered kan word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashua, Javiste sê halleluja. Halleluja, prys Javashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir jou groot seën gaan wees. Prys hom. Spreuke hoofstuk 16. Ek gaan aan waar ek gestop het gisteroggend. So het gisteroggend na vers 19 gekyk. Spreuke 16:19, dis beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, die bruid van Javashua, as om by te verdeel met die trotsaars. Met ander woorde, die ongoddelikes. Deel te hê, daai by te verdeel, om deel te hê aan dit wat hulle doen. Om een te wees met dit wat hulle doen. Ons het nie nodig om op hulle vlak te daal om hulle te bereik nie. Verstaan jy wat ek sê? Ons het nie nodig om in 'n bar te gaan sit, 'n kroeg, om die sondaar te bereik nie. Jy kan maar net by die bushalte gaan staan, of by die treinstasie gaan staan, of iewersters, dan kan jy met iemand praat oor die koninkryk.
in Checkers, in Spar, enige plek. Enige plek. Moet net nie in Tops gaan staan, jy hoor nie in Tops nie. Dis dan nie waarvan ek nou praat. Jy moet skerp wees. En dis hoe Jaffa ons gemaak het, né? Hy sê, dit is beter vir ons om nederig van gees te wees saam met die ontmoediges, die bruid, as om buite verdeel met trotsaars. Wie ag gee op die woord sal die goeie vind. Die woord, die bo-natuurlike woord. Julle sal die goeie vind, die ewige lewe. Dit sal met julle goed gaan. Julle sal die goeie vind. Ek wil sê, daai goeie wil ek verander sê, julle sal die bo-natuurlike goeie vind. En hy en sy wie op Jaffa ons almagtige vertrou, is gelukkig. Hoe gelukkig kan ons wees? Ons praat nie van die lak, soos iemand wat 'n lottery gevang het, of iemand wat 'n valvie of iets gevang het nie. Weet jy waar nog valvie is vandag? Maar toe maar. Dit is nie 'n gelukskoot wat, nee. Dis Jaffa wat bepaal het, dat ek en u die geleentheid gekry het, om te doen te kry met hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord. En vir ons is dit kosbaar. Vir my is dit, Pastorika is dit. En vir elke Jafis, wat 'n volbloed Jafis is dit kosbaar. Wie ag gee op die woord, die bo-natuurlike geopenbaar. Die woord sal die goeie vind. Hoekom? Die goeie is die ewige lewe. Ons groei in die goeie. Ons groei elke dag in die goeie. Behalwe die ontbytsessies is daar hoeveel boodskappe wat opgeneem word, elke week, wat uitgaan. Engels en Afrikaans. Mense leef van die goeie woord. En hy sê, wie op Jaffa almagtig vertrou, is gelukkig. Daai gelukkig, wil ek sê, het vrede gevind. Hy het nie geluk gevind nie, hy het vrede gevind. Om te weet dat ons in sy hand is. Jaffa sê, die wat Jaffa Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Daar is net een iemand wat hulle daar kan uithaal, en dit is ek en u self, deur sonde te doen. Dan forceer ons Jaffa se hand oop. Jaffa sê, die wat Vader Jaffa in my hand gegee het, die bruid, die Jafiste, kan niemand daar uithaal nie. So dit help nie, jy blameer jou skoonma, en jy blameer iemand anders en jy blameer die ou wat die taxi bestuur, en nee. Is ek en u, wat Jaffa se hande oop forceer. As ons in sy hand is, dan glo ek is ons name herstel in die boek van die ewige lewe, deur die bad van wedergeboorte in sy naam. Ons is Jafiste, ons is beklee met 'n bruilofskleed van geregtigheid, en ons lewe in heiligmaking elke dag. Kom ons forceer nie sy hand oop nie, om onsself daar uit te kry nie. Want een keer jy jouself uitgeforceer het, uit sy genade hand uit, so moeilik om terug te kom daarso. Hy sê in vers 21, 'n wyse van hart word verstandig genoem, en dit is nie hierdie hart nie. 'n wyse van verstand, wat sy lewende sielsdimensie gebruik, word verstandig genoem. Iemand wat sy sielsdimensie kan gebruik, sy verstand. Ek het 'n sielsdimensie en ek het 'n verstand. Verstaan? My verstand is nie my sielsdimensie en my sielsdimensie nie my verstand nie. My kognitiewe denkwyse is my siel, my ewig lewende siel wat nooit kan doodgaan nie. Maar ek het 'n verstand, 'n brein. 'n wyse van hart. Iemand wat met wysheid kan optree. Jy moet eintlik sê, iemand wat in wysheid kan optree, word verstandig genoem. Luister hoe mooi klink dit. Iemand wat in wysheid kan optree, word verstandig
genoem. Ja, maar prof, die Bybel sê, jy mag nie 'n woord verander. Nee, ek kyk hoe dit beter rym. Dat 'n kind dit kan verstaan. Want daai ding kon ek nie verstaan toe ek jong was, wanneer die Bybel, wat die pastoor spreek en sê, my seun, my dogter, gee my jou hart nie. My seun, my dogter, gee my jou hart, nou pluk ek my hart uit en gee ek vir hom. Julle moet onder die bloed van Jesus lewe, nou vat ek die kan bloed, nou gooi ek dit oor my uit. Verstaan jy waarvan ek praat? Dis metafore. En niemand het ooit die moeite gedoen om daai goed as jong kinders en jong mense vir ons te verduidelik nie. Dit het jare gevat voor ons daai goed kon verstaan. En daar's nog steeds mense wat in die tradisionele kerke sit vandag. Ou mense wat die goed nie verstaan nie. In plain Afrikaans wat nie 'n klou het waaroor metafore gaan nie. Maar hulle neem dit net so aan. Die wyse van verstand word verstandig genoem. En soetheid van lippe vermeerder die lering. Wonderlik is dit. Wanneer ons kan sit en na die bonatuurlike geopenbaarde woord luister. En wat vir my belangrik is, as 'n professor, is nie om woord te praat nie, maar woord te leer. Woord te doseer. En dis hoekom ek baie keer op in ander rigtings ingaan en terugkom na die goed tevore toe. Want as ek net woord wil praat, kan ek net die teks, die voorskrifie lees wat daar staan. En dis hoekom gaan haal ek die goed op van ander kante af, en ek bevestig die onderwerp met ander skrifgedeeltes, wat ek doseer. En dis wat die woord sê. Die soetheid van lippe vermeerder die lering. Die lering is kennis. Om meer te weet. Ek kyk Joshua 2000 jaar gelede. 2 gevalle waarvan hy praat in die Evangelis. Hy sê die een keer het hy gesit, en toe was daar 5000 manne wat daar gesit het. Hulle sit in daai son. Hulle het nie 'n kaappark gehad met 'n afdak of by Galleria gereël of wat ook al nie. Nee, of by 'n rugby stadion met 'n dak. Nee, hulle het in die son gesit, broer. En daai ouens het hulle klereklaarkastes gedra. Hulle het nie by die huis gelos nie, ons bang iemand steel het. Hy 3-4 baadjies oor mekaar en hy 3-4 hemde oor mekaar en hy sê klerekas saam met hom gedra. Daai man is aangetrek. Hulle sit in daai bloedige son. Dan vermeerder Joshua die visse en die brode. Die disippels kom en sê, die manne wil nie dorp toe gaan om te gaan kos koop nie. Hoekom nie? Hy is bang as hy weg is, gaan nie weer sy plek kry waar hy kan kom sit, hier naby Joshua nie. En luister nie. Daar is nie mikrofone waaroor hulle gepraat nie. Hulle wil so naby as moontlik aan Joshua wees om te luister. Die honger na die woord. 5000 manne een keer. Op 'n ander geleentheid 4000 manne. Hoekom? Hulle wil die lering van die woord ontvang. Wat bring u elke oggend by hierdie sessie van ontbyt met Prof Hannes uit? Dis nie omdat ek hier sit nie. Dis nie omdat u wil sien wat se tipe hemp het ek aan nie. Is hierso omdat u in die woord wil vermeerder in die lering van die bonatuurlike geopenbaarde woord. Want die Bybel sê, kennis is krag. Hoe het Pa nie gesê, wat jy weet, kan niemand by jou vat nie. En dis ek so opgewonde is oor die studente op die oomblik. Daar's 'n beweging onder die studente op die oomblik, wat daar nog nooit was nie. Daar's 'n invloei van nuwe studente, soos wat daar nog nooit was nie. Manne en vrouens. Jonk en oud. En wat vir my die ironie van die saak is dat die meeste van die wat inskrywe, is manne en vrouens wat klaar, ek gaan dit in plain Afrikaans sê,
wat geretire het, wat afgepensioen het. Die werk het gesê, jy is oor 65, jy kan nie verder werk nie. En nou kom hulle tot die geopenbaarde woord. Hoe het een van die AGS pastore nou die dag vir my gesê? Hy sê, prof, ek het al my, ek gaan nie sy naam noem nie, ek het al my lewe lank, was 'n pastoor gewees. Ek is 'n emeritaat pastoor. Hy sê, op 65 moes ek gaan. Hy sê, ek maak keer niks, ek is nie sieklik, ek is niks nie. En per ongeluk, dus vir hom was dit per ongeluk, maar dit was Jaffa se bestelling. Dan kom hy by die geopenbaarde woord uit. En hy begin lees, hy sê in die volgende ding, hy kon nie ophou lees nie. Hy sê, hy en sy vrou het so verslaaf geraak. Hulle het albei ingeskryf in die Bible College in. Nou wil ek weet. Hy sê, ek weet nie, hoekom moes ek al my lewe gewag het, voor ek by die waarheid uitgekom het nie. Weet jy wat? Jaffa, ons Elohim, is nooit vroeg of laat nie. Hy is altyd op tyd. En wanneer die manne en die vrouens dan op die plek kom, waar hulle smag om hulle te bekwam in die geopenbaarde woord. Dit worry nie om nog 'n graad op die muur te sit, en nog 'n papier teen die kas te hang nie. Kopkennis. Kopkennis. En dis wat my opgewonde maak. Op die oomblik is daar oor die 3000 mense wat besig woordstudente is. Wat nie studeer vir grade en diplomas en goed nie, maar wat in die woord wil funksioneer. Die soetheid van lippe vermeerder die leringe. Die soetheid van die woord. Dis 'n geneesmiddel. Het jy dit geweet? Hierdie heuning, as jy heuning vat, kan jy dit op 'n wond sit, dit maak 'n wond gesond. Dit is 'n antibiotika. Jy kan hom drink as 'n antibiotika, heuning. En die woord is 'n soetheid. Soos wat heuning 'n antibiotika is en 'n geneesmiddel is, so is die bo-natuurlike geopenbaarde woord vir ons as bruid soos 'n geestelike antibiotika en is soet soos die heerlikheid van Jaffa self. Nou kom ons doen die beste vandag wat ons kan vir die koninkryk van Jaffa. Maranatha. Tot môreoggend as Vader wil. Jaffa kom weer. Halleluja.